Goeiemôre, dit is Dinsdag die 4de Augustus. Vanoggend Romeine 10, vers 12 tot 13. Hier skryf Paulus: Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is, want dieselfde Here is Here van almal. Hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ons hoef nie bekommerd te wees oor ons van enige volk of nasie of taal afstam nie. Ons hoef nie bekommerd te wees oor ons kultuur of ons herkoms nie. Ons hoef nie bekommerd te wees of ons bloedlyn kan terugtrek tot by die Jode of tot by die Grieke of die Romeine of die Franse of die Engelse of waar ook al in die wêreld nie. Want vir God maak dit nie saak nie. Vir God maak dit nie saak van watter volk en watter stam en watter taal jy afkomstig is nie. Hy het jou gemaak. Sy genade is daar vir almal wat glo, vir almal wat hom aanroep, vir almal wat op hom vertrou en wat erken dat hulle uit hulle eie nie kan nie. Daarom maak dit vir God nie saak of jy 'n Jood of 'n Griek is nie, of jy Afrikaans of Engels of Zulu of Xhosa of Duits of Russies of watter taal jy ook al praat nie. Vir God is dit belangrik dat jy hom sal soek, dat jy sal erken dat sonder hom, sonder Christus kan jy nie. Dat jy sal besef, sy genade is groter as jou sonde. Dat jy sal weet, hy is die een wat red. Dankie Hemelse Vader dat ons in u genade en in u liefde kan lewe. Dankie dat ons verseker kan weet, daar is by u hoop. Here, dit maak nie vir u saak wat ons geskiedenis en ons verlede is, ons herkoms, of selfs ons hede nie. Al wat u vra, is dat mense u sal soek, dat mense sal besef en erken, dat hulle nie uit hulle eie kan nie, maar dat Christus, ons redding en ons hoop, ja, die een is wat ons sonde voorgedra het aan die kruis. Dankie Here dat ons kan bid, dat ons met hierdie hoop en hierdie vreugde daagliks sal leef. Dat ons draers van hierdie hoop en hierdie vreugde sal wees. Dankie dat ons nood in u hande kan plaas. Ons bid vir hulle wat siek is, in hospitale, vir hulle wat by die huis aansterk, wat al jare, Here, swaar kry. Gee opnuut nuwe krag en nuwe moed, genesing. Dankie dat ons kan bid vir ons alledaagse nood, kos, klere, ons kommer oor veiligheid, ons kommer oor die ekonomie en die politiek. Ja, ook dit is veilig by u. In Jesus Christus se naam. Amen.